Goeiemôre en welkom in hierdie gemeente van Westville. My naam is Christo Lombard, ek is van Pretoria. Ek is verbonde aan hierdie gemeente, maar ek woon nie in die gemeente nie, bly in Pretoria. Dankie vir almal wat vanoggend saam met ons is. Die diens word ook opgeneem, so welkom ook aan almal wat aanlyn of na die tyd kyk. Almal is baie welkom. Ons gaan 'n paar liedere vooraf sing, 3 liedere. As jy wil saam sing, is jy welkom. As jy wil eerder saam luister, is jy ook welkom. Voordat ons begin daarmee wil ek graag spesiale woord van welkom sê aan 3 mense wat ek ken. Natuurlik alle besoekers is net so welkom soos almal wat woon in die gemeentegrense. Maar ek het mense van ver en van heinde en van verre. Loot Boshoff, my ma se broer, van die Natalse Middellande. Marlies Rawe, my vrou, sy bly in Bloemfontein, ek in Pretoria, die akademie doen dit aan 'n mens. En so dankie dat jy saam is, Marlies. En my goeie vriend en kollega David Beernot van Praag in die Tsjechiese Republiek. En as jy dink ek gaan in Engels praat, ek hoef nie, hy verstaan Afrikaans redelik goed. So welkom aan almal van u. Kom ons val in erebetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons sing nog 'n loflied saam, Liedboek 329, as 'n voorbereiding tot die skriflesing. Liedboek 329. Skriflesing, jy sien die preektitel, hy kom elke keer weer. Die skriflesing is vandag uit die Ou Testament en uit die Nuwe Testament uit. Ons begin met Psalm 121. Ek gebruik telkens die nuutste Afrikaanse vertaling, die 2020 vertaling. Psalm 121, dis 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jou voet struikel nie. Jou beskerm sal nie insluimer nie. Kyk, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Here is jou beskermer. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Bedags sal die son jou nie skaad nie en snags ook nie die maan nie. Die Here sal jou beskerm teen elke onheil. Hy sal jou lewe beskerm. Die Here sal jou uitgaan en jou terugkeer beskerm van nou af en vir altyd. Die
tweede skriflesing is reg aan die einde van die Bybel, Openbaring 1 vers 4 tot 8. Die opening frase is van Johannes. Aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood en die heerser oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons liefhet en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, wat ons 'n koninkryk gemaak het, priesters vir God sy Vader. Aan hom kom die heerlikheid en die sterkte toe, vir ewig en ewig. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, selfs hulle wat hom deurboor het, en al die volke op die aarde sal oor hom rou. Ja, amen. Die preektitel, soos jy gesien het, is hy kom elke keer weer. Winkel spruit. Ek het baie gehou van die skoolverlaterskamp waarop ek daar was as matrikulant. 1984, net nou die dag. Van die dinge wat ek daar beleef het nou nog positiewe invloed op my. Een van die dominees daar praat toe oor selfbeeld. Hy grap. Hy sê, party mense het so 'n slegte selfbeeld, sê hy, dat as die ou Saterdag gaan rugby kyk en die skram sak daar op die veld, dan dink hy, hulle skinder oor my. Snaaks genoeg, vreemd genoeg, is toe ons ook heel dikwels dink oor onsself as gelowiges. Ons vermoed, ons dink onsself in dat buite hierdie veilige kerkmure dat ons geloof sleg gesê word. As mense praat en ons is nie direk daar nie, dan praat hulle negatief oor gelowigheid. Aanvaar ons. Ons refleks is amper om te glo Christendom, kerk, Bybel, God, Jesus word beswadder buite hierdie kring van ons. Maar nes die ou en die skoolverlaterskamp praatjie is hoe die werklikheid is gans anders as hoe ons soms die stand van geloofsake in ons leefwêreld beleef. Konkreet gestel, as ons dink geloof, kerk, Christendom, Bybel, God, Jesus is vreemd vir die breëre wêreld, of dat mense ons geloofsgoed net sleg sê, dan is ons verkeerd. Wanneer ons dink geloof, kerk, Christendom, Bybel, God, Jesus is vreemd vir die wêreld, of dat mense ons geloofsgoed meestal afmaak, dan maak ons 'n fout. Ons het almal groot geword met die idee dat Christendom kwyn, dat al hoe minder mense glo dat die wêreld is ons woning nie, om toosies skief by te trek. Ons as gelowiges, ons as dominees, ons as teoloë, ons almal het vir mekaar loop en vertel, die hoeveelheid
Jesus volgelinge in die wêreld word al hoe minder. Ons het die genade van geloof verstaan as iets amper soos 'n wegraping wat verlede jaar weer so in die nuus was, né? Ons het dit verstaan amper as 'n tipe wegraping. Net ons, die uitverkorenes hier. Net ons wat mekaar ken, wat mekaar herken in die kerk, wat mekaar erken as mede-Christene. Net ons glo werklik. Ons is die spesialis, die besondere mense. En juist daarom, dink ons, is ons onderdruk. Ons moet wal gooi, ons moet keer, dat 'n ongelowige wêreld ons nie oorspoel nie. Ons moet aanhou hoop en bid en werk dat Jesus weer kom. Gou, voor dalk amper niemand meer glo nie. Voor die wêreld geloofsleeg raak. Voor alle mense ongelowiges is. Natuurlik stel ek dit 'n bietjie sterk. Bloot om te probeer anders verwoord, om raak te sê wat ons almal al 'n paar maal gehoor het en wat ons op 'n manier aanvoel is belangrik. Wat ons dalk by kere al gesê het, met groot sekerheid gestel, wat ons vrees, dat God se koninkryk stadig maar seker wegsyfer, verdwyn. En dan bly oor, wat? Net 'n geloofsdroë wêreldryk, 'n dorre voorheen Christelike land. Wat word dan van ons mense, ons kinders, van die verdere nageslag? Waar gaan hulle heil vind? Dat ons bekommer oor sulke dinge is nie sleg nie. Dit wys ons gee om oor ons geloofsgoed, oor ons kleingoed en oor die goed, die goeie goed van ons bestaan. Ons kan sien hoe positief, hoe lewegewend ons geloof is en daarom wil ons hê dit moet voortgaan. Dus as hierdie dinge ons bekommer, is dit nie sleg nie. Maar dit is so dat ons dan 'n fout maak. En nogal 'n groot fout as ons aanneem geloof neem af, ongeloof neem toe, die Christendom is aan het uitsterf. Dit is te verkeerd. Op elke punt. Op elke liewe omgee punt. Wat ek nou gaan sê is nie wishful thinking nie. Dit is nie 'n tipe eindtyd geloof of 'n vae hoop nie. Dit is doodgewoon hoe die mensdom tans is. Wat sterk navorsing bevind het oor ons as mense, oor samelewings heen en oor groot dele van die tyd heen. Naamlik, die mensdom word al hoe meer gelowig en al hoe meer konservatief gelowig. 'n Mens kan dit eintlik as 'n soort slagspreuk gebruik. So geldig is die wetenskap hieroor. Die mensdom word al hoe meer gelowig en al hoe meer
konservatief gelowig. Dit is 'n proses wat oor dekades al ontvou. En sover ons kan sien, gaan die mensdom in ons leeftyd en verder aanhou om meer gelowig te word. Vir ons is dit goeie nuus. Maar hoe het ons as gelowiges, as dominees, as teoloë, hoe het die kerk en die universiteitswese hierdie konkrete verwikkeling rondom ons so mis bly kyk? Daar is 'n paar redes daarvoor. Maar miskien opgesom. Miskien was ons 'n bietjie soos daardie ou in die skoolverlaterskamp praatjie wat gaan rugby kyk en die skrimsak en hy verstaan dinge verkeerd. So verkeerd verstaan word dan sy werklikheid. Geldig of nie, so sien hy dinge, so sien ons dinge. Maar dit is te verkeerd. Die hele tyd is die wêreld, is ons wêreld, is die mensdom deurdrenk van die geloof. Anders as wat ons gewoonlik ons Christendom sien of beleef, en daarom ken ons dit nie, daarom herken ons dit nie, daarom erken ons hierdie anders Christelike geloof moeilik. Maar glo mense, almal, al 8 miljard van ons op die aardbol. Die Jesus gebeure, die Jesus verhale, die Jesus voorbeeld, die Jesus persoon, bly baie mense aangryp. Direk nagenoeg 1/3 van die wêreldse bevolking wat Christene is. En groeiend. En dan tel ons nog nie eers die indirekte invloed van die Christendom nie. Gemeentes wat op baie plekke leegloop, is nie omdat mense ophou glo nie. Hulle glo net nou op 'n ander manier. Hierdie gelowiges is nie, om 'n Nederlandse woord te gebruik, kerks nie. Hierdie gelowiges is nie kerks nie. Hulle wil nie na preke luister nie. Hulle wil nie kerkbazaar hou of Bybelstudiegroepe bywoon nie. Hulle probeer vrykom van groot instellings, enige instellings, politieke partye, kerke, reuse groot besighede. Miskien trek die sakramente hulle nog, want daar gaan dit meer oor iets wat jy beleef, wat jy doen, eerder as oor woorde. Hulle lees dalk nog die Bybel, gedeeltes daarvan, soos ons. Hulle onthou Bybelverhale, dalk so 'n bietjie verkeerd om, soos ons. Hulle geloof, besef hulle, is nie 'n prestasie nie. Dis maar iets wat na jou toe kom. Goed kalvinisties. Hulle weet iewers staan God se skepping van die wêreld en evolusieteorie nie teenoor mekaar nie. Maar hulle sê dit al vaag. Hulle sê dit selde presies. Soos ons. Hulle sukkel om die sin te sien van swaar krytye, van dood en oorlog, van misdaad en pyn. Nes ons. Hulle voel aan, daar is iets rarig wat groots aan hierdie nuwe
tegnologie hier rondom ons so groot, so imponerend, dat die taal van goddelike kenmerke en van wonderwerke eintlik sommer so vanself opkom oor die tegnologie. En tog voel ons almal terselfdertyd aan die masjinerie en mikro-elektrisiteit is nie spesiaal heilig nie. Hulle besef alles is nie aldag klinkklaar, reg of verkeerd, goed of sleg nie. Maar soms moet 'n mens kies tussen goeie moontlikhede of erger, tussen net slegte, tussen net swak opsies. Hulle besef dit, soos ons dit besef. Ons ontvang hierdie medegelowiges, hierdie anderste Christene, in die gemeente, in die kerkgebou, soms, van tyd tot tyd. Dalk net, soos die ou grappie gaan, dalk net as iets op een van hulle geliefdes gegooi word, water, konfetti of kluite. Dan hoor hulle 'n keer wat ons gereeld hoor, ons as kerkse gelowiges. En ons as kerkgangers sien die verskillende echo's van die evangelie by hierdie mense wat Jesus anders volg as ons. Anders, maar opreg. Hulle maak dit nie op nie. Die kerk sal nooit doodloop nie. Te veel van ons vind sin op hierdie manier van saam ons geloof uitleef. Eweneens sal die Christendom nooit doodloop nie. Te veel mense, ook buite ons gemeentelike kring, buite die kerklike kring, hulle bly op 'n manier Jesus volg, bly hart en siel aangegryp deur die boodskap en die persoon van Jesus. In Openbaring 1 vers 4 tot 8 het ons gelees van hoe die vroeë kerk toe werklik vervolg op kwaai en wrede maniere. Ons het gelees hoe die vroeë kerk oor Jesus gedink het. Die openbaringsskrywer gebruik simboliese geloofstaal wat maar ver staan van hoe ons praat oor God. Tog herken ons dit as ook Christelike taal. Natuurlik weet ons, soos die Openbaring 1 uitdrukking oor die 7 geeste voor die godstroon, is die taal van Jesus wat weerkom op die wolke simbolies. Om dit belaglik te maak, is net so laf soos om 'n Afrikaanse popliedjie af te maak. Byvoorbeeld, my hart klop chocolates. Ons weet mos die woorde probeer slim sê wat woorde nie kan sê nie. En daarom sê die woorde, hulle sê so. Die woorde probeer slim sê wat woorde nie kan sê nie. En daarom sê die woorde, hulle sê so. Selfs wanneer hierdie woorde oor Jesus wat kom op die wolke 'n keer kunstig oorgeneem word, soos met die bekende standbeeld bokant Rio de Janeiro, wat ek hier 'n maand gelede afgeneem het. Dan beleef jy twee goed. Jy voel aangegryp oor hoe groot, hoe mooi, hoe indrukwekkend hierdie beeld is van heeltemal as prys so ontwerp, van hierdie beeld van Jesus op die berg,
Jesus op die wolke, Jesus wat daagliks in Rio lyk, na Openbaring 1 vers 7, as hy weer kom. Op dieselfde oomblik, weet 'n mens, voel jy aan, dat tussen Kersfees en wederkoms, tussen Bethlehem, Jesus se geboorte, en dalk Rio, is Jesus se hier wees terselfdertyd baie kleiner en baie groter as 'n toerisme wonder. Hierdie reuse beeld laat 'n mens besef, hier is ek, reisiger in Brasilië, op weg deur die lewe wat groot geword het hier in Durban. Hier is ek, mooietjies geplaas binne die reuse verhaal van Jesus van Nasaret. Soos elk van die ander toeriste, soos elkeen van ons hier, soos elkeen wat nooit of amper nooit hulle self bevind tussen kerklike mure nie, maar wie se lewensverhaal aangeraak is deur die man van Nasaret, deur die wederkoms Christus. Volgende sal jy sien 'n boek. Hierdie is 'n boek deur 'n Amerikaanse Bybelwetenskaplike, wie se geloofsweg nie aldag maklik was nie, gegee wie die tyd waarbinne hy geleef het. Die inhoud van hierdie boek, daar's 2 uitgawes, dit help party mense om na te dink oor die volgehoue betekenisse van Jesus. Die slim titel van die boek, Meeting Jesus Again for the First Time. Die slim titel van die boek som die insig op een manier tussen vele, om die wederkoms van Jesus te verstaan. Naamlik, elk van ons ontmoet Jesus 'n paar keer in ons lewens opnuut. Asof vir die eerste keer word die evangelie vars. Dit raak ons weer, nogmals, aan. Die ou taal daaroor, miskien ken jy dit nog, was heiligmaking. Die nuwe taal daaroor, ons almal het dit al gehoor, is om te journey met Jesus. Ons ken die uitdrukkings. Dit is dieselfde Jesus, telkens, waaroor Openbaring 1 skryf, waaroor Bybelwetenskaplikes skryf, wat ons in preke teekom, wat jou lewe aanraak en in rigting stuur, wat die wêreld se geskiedenis beïnvloed, soos geen ander figuur nog nie. Dit is dieselfde Jesus, van standbeelde en skilderye, in rolprente en toneelstukke, van wie ons hoor in popliedjies en oratoria, van wie ons hoor in gebede, in grappies en in vloeke. Dis dieselfde Jesus wat op hoeveel verskillende maniere ons ontmoet. Dit is waar van ons tyd, dat ons Jesus gereeld weer, maar anders ontmoet. Dit was so in die tyd toe Openbaring geskryf is, rofweg so eeu na Jesus se geboorte. Dit was parallel, nog so wat 600 jaar vroeër so, toe Psalm 121 geskryf is. Die Psalm wat ons hoe goed ken, wat al soveel troos aan gelowiges kon bied.
Ook met hierdie psalm is daar interessant genoeg dikwels 'n effense misverstand. Veral die openingswoorde daarvan wat lui: ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Die ou Afrikaanse vertaling het dit meer letterlik gestel op 'n manier wat 'n mens nie kan vergeet nie. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? As ons hierdie woorde lees, dan dink ons maklik, hier staan eintlik, ek slaan my oë op na die hemele, met die retoriese vraag by verstaan, wat dan sê, vandaar, vanuit die hemele, met ander woorde, vanaf God, daar kom my hulp. Maar in die tyd toe hierdie psalm geskryf is die berge nie verstaan as die plek waar God woon nie. Dit was nie iets soos die Jesus van Rio, dat jy opkyk en daar sien jy jou redder nie. Eerder die teenoorgestelde in daai tyd. Die bopunt van die berge was die blyplek van afgode of van bose magte. Dit was die plekke waar, volgens die denke in Jerusalem daai tyd, jy nie gaan offers bring het nie, waar jy nie gaan aanbid het nie. Daar kon jy, volgens daardie denke, nie die God van Israel ontmoet nie, maar eerder alles wat negatief is vir jou geloof, sal jy daarbo kry. As die teksverse van Psalm 121, as ons hierdie gedagtewêreld voluit moes uitskryf vir ons, dan sou daar staan, ek kyk op na die berge en ek weet, die ware God is nie bo op daardie berge nie. Met die retoriese vraag dan, wat voluit geskrewe vir ons sou sê, sal ek by daardie magte, daar bo op die berge, gaan hulp vra? Sal ek by daardie gode bo op die berge, sal ek hulle gaan aanbid? Ek kan my mos nie wend tot sulke goed nie. Want, vers 2, wat ons ewe goed ken, my hulp is van die Here en alles wat daarop volg. So verstaan ons die Psalm Peter, meer konkreet, nader aan hoe die mense dit toe verstaan het, die gelowiges op hulle pelgrimstog, soos wat hulle geloop het, Jerusalem toe, en toe hulle bang was vir die verskillende gevare op die pad. So kan ons hulle vrese op 'n manier, op 'n afstand, saam beleef, maar ook die geloofsbelydenis. Nee, tot alles wat nie die Here is nie, wend ek my nie. My hulp is van die Here. Verstaan ons die leefwêreld van Psalm 121, Peter? Verstaan ons hulle geloof, Peter? Verstaan ons die leefwêreld van die Openbaringboek, Peter? Verstaan ons ook hulle geloof, Peter? As 'n goeie parallel, verstaan ons die leefwêreld van die mense rondom ons, Peter, in ons tyd? Verstaan ons hulle geloof, Peter? En in al drie gevalle verstaan ons terselfdertyd ons eie geloof, Peter. Die eerste kwart van hierdie eeu, van hierdie nuwe millennium, lê agter ons. Soos ons die Bybel beter verstaan, om groter helderheid te kry vir ons geloofslewe, moet ons ons eie wêreld ook beter probeer verstaan. Vir dieselfde rede. Opgesom. Die Christendom, ons geloof, is nie onderdruk nie. Is nie aan die weg gooi nie. Geloof blom op allerlei maniere rondom ons. As ons net kyk om raak te sien.
terug by die skoolverlaterskamp praatjie. As die skrim sak op die daaglikse speelveld rondom ons, word ons as gelowiges meestal nie beswaarder nie. Ons geloof word eintlik op allerlei maniere opgeneem, aangeneem, oorgeneem en aangegee. En is dit nie 'n lekker noot om hierdie jaar mee af te skop nie? So seën God ons in ons tyd. Amen. Kom ons bid saam. Here God, drie-enig, Vader, Seun, Heilige Gees. Dankie vir die geloof wat U ons gee. Dankie vir die lewe wat U ons gee. Dankie vir die wêreld waarbinne U ons geplaas het. Dankie vir al hierdie gawes. En dat ons daagliks met 'n oop gemoed kan glo. Want ons weet die wêreld verwelkom U. Ons weet die wêreld lê oop vir U. Ons behoort aan U. Die wêreld behoort aan U. Vir daardie genadegawe aan U die eer, aan U die dank. Amen. As ek reg is, word die dankoffers opgeneem by die deur na die tyd, as ek reg onthou. Wat beteken, ons kan afsluit met die slotlied, Liedboek 168, vers 1, 2 en 3. Liedboek 168, vers 1, 2 en 3. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.